Goeiemorgen julle, ons gaan aan met Esegiel hoofstuk 23, Ahola en Oliba. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, daar was 2 vroue, dogters van een moeder, en hulle het in Egipte gehoreer, in hulle jeug, en hulle gehoreer, daar is hulle borste betas, en daar is hulle maagdelike boesem gedruk. En hulle name was Ahola, die grootste, en Oliba, haar suster, en hulle het myne geword, en seuns en dogters gebaar, en wat hulle name betref, Samaria is Ahola, en Jerusalem is Oliba. En Ahola het gehoreer terwyl sy my vrou was, en het gesmag na haar minnaars, na die Assiriërs, kruishaftige mense, wat pers aangetrek was, goewerneurs en owerstes, almal begeerlike jong manne, ruiters te perd, en sy het haar hoerery aan hulle weggegee, hulle almal, die beste uit die kinders van Assir, en met hulle almal na wie sy gesmag het, met al die drekgode het sy haar verontreinig. So het sy dan haar hoerery uit Egipte afkomstig nie laat staan nie, want hulle het in haar jeug met haar gemeenskap gehad, en hulle het haar maagdelike boesem gedruk, en hulle hoerery oor haar uitgestort. Daarom het ek haar oorgegee in die hand van haar minnaars, in die hand van die kinders van Assir, na wie sy gesmag het. Hulle het haar skaamte ontbloot, haar seuns en haar dogters weggeneem, maar haar het hulle met die swaard gedood, sodat 'n waarskuwende voorbeeld onder die vroue geword het, en hulle het 'n strafgerigte aan haar voltrek. Alhoewel haar suster, Oliba, dit gesien het, het sy tog met haar verliefdheid erger gemaak as sy, en met haar hoerery nog erger as haar suster. Sy het gesmag na die seuns van Assir, goewerneurs en owerstes, kruishaftige mense, pragtig aangetrek, ruiters te perd, almal begeerlike jong manne. Toe ek gesien het dat sy verontreinig was, albei het dieselfde weg bewandel. Ja, sy het nog meer gehoreer, toe sy manne sien wat op die muur afgeteken was, afbeeldinge van die Galdeërs, geteken met rooi minie, omgord met gordel aan hulle heupe, met oorgehaalde tulbande op hulle hoofde, in hulle voorkoms almal offisiere in die gestalte van seuns van Babel, wie se geboorteland Galdea is. Net toe sy hulle sien, het sy na hulle gesmag, en boodskappers na hulle gestuur, na Galdea toe. Daarop kom die kinders van Babel by haar, na die bed van liefde, en verontreinig haar met hulle hoerery, en sy het onrein geword deur hulle, daarna haar siel van hulle vervreemd geraak. En toe sy haar hoerery geopenbaar het, en haar skaamte ontbloot het, het my siel van haar vervreemd geraak, soos my siel vervreemd geraak het van haar suster. Ja, sy het haar hoerery baie gemaak, deur te dink aan die dae van haar jeug, en toe sy 'n hoer was in Egipteland. En sy het gesmag na hulle wellustige, wat sindelik soos esels, en onstuimig van drif was soos perde. En jy het na die skandelike daad van jou jeug verlang, toe die Egipte jou boesem gedruk het om jou jeugdige borste te ontwil. Daarom het Oliba, so sê die Hemelse Vader, kyk, ek verwek jou minnaars, van wie jou siel vervreemd geraak het, teen jou, en ek sal hulle van alle kante teen jou aanbring. Die kinders van Babel, en al die Galdeërs, Pekod, Sua en Kua, al die kinders van Assir, saam met hulle begeerlike jong manne, wat almal goewerneurs en owerstes is, offisiere en aansienlike mense, wat almal te perd ry. En hulle sal teen jou kom, met 'n hoop strydwaans en wiele, en met die menigte van volke, groot skuld en klein skuld, en helm sal hulle rondom teen jou rig, en ek sal die strafgerig aan hulle oorgee, en hulle sal jou vonnis volgens hulle reg. En ek sal my ywer teen jou rig, dat hulle grimmigheid met jou handel. Hulle sal jou neus en jou ore afsny, en die wat van jou oorbly sal deur die swaard val. Hulle sal jou seuns en jou dogters wegneem, en wat van jou oorbly sal deur die vuur verteer word. Hulle sal jou ook jou klere uittrek en jou versiersels wegneem.
So sal ek dan by jou einde maak aan jou skandelike dade en jou hoerery uit Egipteland afkomstig, en jy sal jou oë nie na hulle opslaan en aan Egipte nie meer dink nie. Want so sê die Hemelse Vader, kyk, ek sal jou oorgee in die hand van hulle wat jy haat, in die hand van hulle van wie jou siel vervreemd geraak het. En hulle sal jou as vyand behandel en al jou goed wegneem en jou naak en bloot laat staan, sodat jou ontuchtige skaamte ontbloot kan word. Ja, jou skandelike dade en jou hoerery. Het jou dit aangedoen deur dat jy agter die nasies aangehoereer het en omdat jy met hulle drekgode verontreinig is. In die weg van jou suster het jy gewandel, daarom sal ek haar beker in jou hand gee. So sê die Hemelse Vader, jy sal die beker van jou suster drink, wat diep en wyd is, jy sal tot 'n belaging en 'n spot word, die beker wat so baie bevat. Van dronkenskap en kommer sal jy vol word. Die beker van jou suster, Samaria, is 'n beker van huiwerige en ontsetting, en jy sal dit drink en uitsuig en aan sy skerwe knaag en jou borste opskeer, want ek het dit gespreek, spreek die Hemelse Vader. Daarom so sê die Hemelse Vader, omdat jy my vergeet het en my agter jou rug gewerp het, so dra jy dan ook nou jou skandelike dade en jou hoerery. En die Hemelse Vader het vir my gesê, mensekind, wil jy Ohola of Oholiba oordeel? Maak hulle dan hul gruwels bekend, want hulle het oorspel begaan, en daar is bloed aan hulle hande, en hulle het drekgode, het hulle oorspel begaan, en ook hulle seuns wat hulle vir my gebaar het, en spys vir hulle deur die vuur laat deurgaan het. Verder het hulle my dit aangedoen. Hulle het my heiligdom op dieselfde dag verontreinig en my sabbate ontheilig. As hulle hul kinders vir hulle drekgode slag, kom hulle op dieselfde dag na my heiligdom om dit te ontheilig. En kyk, so het hulle gedoen binne in my huis. Ja, hulle het selfs manne gestuur wat van ver gekom het, aan wie 'n boodskapper gestuur is. En kyk, hulle het gekom, vir wie jy jou gewas, jou oë geverf en jou sieraad aangesit het. En jy het gesit op 'n pragtige bed waarvoor 'n tafel reggemaak is, waar jy met reukwerk en my olie op neergesit het. En daarbinne was die stem van die sorgelose menigte. En by die manne van die menigte van die mense is daar wynsuipers saamgebring uit die woestyn, en het armbande aan hulle hande gesit, en 'n pragtige kroon op hulle hoofde. Toe sê ek, bedryf die verwelkte nog oorspel, nog sal haar hoerery selfs hoerery gaan bedrywe. En hulle het by haar ingegaan, soos 'n mens ingaan by 'n hoer. So het hulle ingegaan by Ohola en Oholiba, en ontuchtige vroue. En die regverdige manne, die sal hulle vonnis volgens die reg van die owerspeelsters en volgens die reg van vroue wat bloed vergiet, want hulle is owerspeelsters en bloed is aan hulle hande. Want so sê die Hemelse Vader, laat hulle teen hulle vergadering oproep en hulle tot skrikbeeld maak en 'n plundering. En die vergadering moet hulle stenig en hulle met hulle swaarde stikken kap. Hulle seuns en hulle dogters moet hulle doodmaak en hulle huise met vuur verbrand. So sal ek dan 'n skandelike daad uit die land laat ophou, dat al die vroue hulle kan laat waarsku om geen skandelikheid te begaan soos julle nie. En julle sal julle skandelike dade op julle laat neerkom, en julle sal die sondes van julle drekgode dra, en julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 24, laaste woorde teen Jerusalem. In die 9de jaar, in die 10de maand, op die 10de van die maand, het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, skrywe vir jou die naam van die dag van hierdie selfde dag op. Die koning van Babel het hom hierdie selfde dag op Jerusalem gewerp, en dra aan die wederstrewige huis 'n gelykenis voor en sê vir hulle, so spreek die Hemelse Vader, sit die pot op, sit dit op en gooi ook water daarin.
sit sy stukke almal daarin, al die goeie stukke, die bout en die blad. Maak dit vol met die beste bene, neem die beste van die kleinvee, en ook die stapel hout daaronder, laat dit sterk opborrel, ook moet die bene daarin kook. Daarom so sê die Hemelse Vader, wee die bloedstad, die pot waar die roes in is, en waarvan die roes nie afgegaan het nie. Al stuk vir stuk daaruit, geen lot is daar oorgewerp nie, want die stad se bloed is binne in hom. Op die kaalrots het hy dit neergesit, en hy het dit nie op die grond uitgegooi, om dit met stof te bedek nie. Om die grimmigheid te verwek, om wraak te neem, het ek sy bloed op die kaalrots neergesit, dat dit nie toegemaak sou word nie. Daarom so sê die Hemelse Vader, weer die bloedstad. Ek sal ook die houtstapel groot maak, dra baie hout aan, steek die vuur aan, maak gaar die vleis, en roer die sous en laat die bene braai. En laat dit leeg op sy kole staan, dat dit warm kan word, en sy koper kan gloei, en sy onreinheid kan smelt in hom, sy roes verteer kan word. Dit het my met moeite oorlaai, en sy baie roes gaan nie van hom af nie. Sy roes moet die vuur in, oor jou skandelike onreinheid, omdat ek jou gereinig het, en jy nie rein geword het van jou onreinheid nie, sal jy nie meer rein word, totdat ek my grimmigheid teen jou tot rus gebring het nie. Ek, die Hemelse Vader, het dit gespreek, dit kom, ek sal dit doen, ek sal nie ophou nie, en sal nie verskoon of berou hê nie. Volgens jou wandel en jou handelinge sal hulle jou oordeel, spreek die Hemelse Vader. Verder het dit geword van die Hemelse Vader, verder het die woord van die Hemelse Vader gekom en gesê, mensekind, kyk, ek neem die lus van jou oë van jou af weg, deur 'n sware slag, nogtans mag jy nie rou klaag of ween nie, en jou trane mag nie kom nie. Sug in stilte, oor die dooies mag jy geen rou bedryf nie. Bind jou hoofdoek vir jou om en trek jou skoene aan, jou voete, jy mag ook die baard nie bedek nie, en die brood wat die mense bring, nie eet nie. Toe het ek die môre met die mense gespreek, en die aand het my vrou gesterwe, en ek het die volgende môre gedoen soos dit vir my beveel was. En die mense het vir my gesê, sal u ons nie te kenne gee wat dit vir ons beteken dat u so maak nie? Toe het ek hulle geantwoord, die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, sê aan die huis van Israel, so spreek die Hemelse Vader, kyk, ek sal my heiligdom ontheilig, die glorie van julle sterkte, die lus van julle oë, die medelyde van julle siel, en julle seuns en julle dogters wat julle laat agterbly het, sal deur die swaard val. Dan sal julle doen soos ek gedoen het, die baard sal julle nie bedek nie, en die brood wat die mense bring, nie eet nie. En julle hoofdoek sal op julle hoofde wees, en julle skoene aan julle voete. Julle sal nie rou klaag of ween nie, maar wegteer in julle ongeregtighede, en sug die een teen die ander. En Esegiel sal vir julle 'n sinnebeeld wees, net soos hy gedoen het, sal julle doen. As dit kom, sal julle weet dat ek die Hemelse Vader is. En wat jou aangaan, mensekind, sekerlik die dag as ek hulle vesting van hulle af wegneem, hulle heerlike vreugde en die lees van hulle oë en die verlange van hulle siel, hulle seuns en hulle dogters, op die dag sal 'n vlugteling na jou toe kom om jou dit te verkondig. Op die dag sal jou mond geopen word, tegelyk met die van die vlugteling, en jy sal spreek en nie meer stom wees nie. So sal jy dan vir hulle 'n sinnebeeld wees, en hulle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Tot sover. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 25, teen die Ammoniete. En die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, mensekind, rig jou aangesig teen die kinders van Ammon, en profeteer teen hulle, en sê aan die kinders van Ammon, hoor die woord van die Hemelse Vader. So spreek die Hemelse Vader, omdat jy ha geroep het oor my heiligdom, omdat dit ontheilig is,
en oor die land van Israel, omdat dit verwoes is, en oor die huis van Juda, omdat hulle in ballingskap gegaan het. Daarom, kyk, ek gee jou oor aan die kinders van die ooste, as 'n besitting, dat hulle hul laars in jou opslaan, en hulle wonings in jou maak. Hulle sal jou vrugte eet, en hulle sal jou melk drink. En ek sal Raba 'n weiveld maak vir kamele, en die kinders van Ammon 'n lêplek vir kleinvee. En julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is, want so sê die Hemelse Vader, omdat jy in die hand geklap en met die voet gestamp het, en bly was met volle veragting in my, in die siel, oor die land van Israel. Daarom, kyk, ek strek my hand teen jou uit, en gee jou as byt vir die nasies, en ek sal jou uitroei uit die volke, en van jou uit die lande verdelg. Ek sal jou vernietig, en jy sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Teen die Moabiete vanaf vers 8, so spreek die Hemelse Vader, omdat Moab en Seir sê, kyk, die huis van Juda is soos al die nasies, daarom, kyk, ek maak die berghange van Moab oop, dat dit sonder stede is, sonder sy stede in die hele gebied, die sieraad van die land, Bet Jesimot, Baal Meon en Kiriathaim toe. En die kinders van die ooste sal ek dit saam met die kinders van Ammon as besitting gee, sodat die kinders van Ammon nie meer genoem sal word onder die nasies nie. Ek sal ook in Moab strafgerigte voltrek, en hulle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Teen die Edomiet vanaf vers 12, so sê die Hemelse Vader, omdat Edom wraaksugtig gehandel het met die huis van Juda, en hom baie skuldig gemaak het, en hom op hulle gewreek het. En daarom so sê die Hemelse Vader, ek sal my hand uitstrek teen Edom, en daaruit mens en dier uitroei. Ek sal dit 'n pynhoop maak, van Teman af tot by Dedan, sal hulle deur die swaard val, en ek sal my wraak op Edom in die hand van die volk van Israel gee, en hulle sal met Edom handel volgens my toorn en my grimmigheid, so sal hulle dan my wraak gewaar word, spreek die Hemelse Vader. Teen die Filistyne, vanaf vers 15, so sê die Hemelse Vader, omdat die Filistyne wraaksugtig gehandel het, en hulle erg gewreek het met die veragting in die siel, om te verwoes met ewige vyandskap. Daarom so sê die Hemelse Vader, kyk, ek strek my hand uit teen die Filistyne, en sal die Kreteërs uitroei, en die oorblyfsel van die seekus vernietig, en ek sal gedigte wraak aan hulle oefen met grimmigheid, strawwe, en hulle sal weet dat ek die Hemelse Vader is, as my wraak oor hulle gebring word. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 26, teen Tyrus. En in die 11de jaar, op die eerste van die maand, het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, omdat Tyrus oor Jerusalem geroep het, haha, die poort van die volke is gebreek, dit is na my toe gedraai, ek sal vol word, dit is verwoes. En daarom so sê die Hemelse Vader, kyk, ek het dit teen jou, o Tyrus, ek laat baie nasies teen jou optrek, soos die see sy golwe laat optrek. Hulle sal die mure van Tyrus verwoes, en sy torings afbreek, ja, ek sal sy pyn van hom af wegvee, en hom 'n kaalrots maak. Hy sal binne in die see 'n droogmaakplek van nette wees, want ek het dit gesê, spreek die Hemelse Vader. En hy sal 'n byt vir die nasies wees, en sy dogters wat op die land is, sal met die swaard gedood word, en hulle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Want so sê die Hemelse Vader, kyk, ek laat Nebukadneser, die koning van Babel, die koning van die konings, van die noorde af, teen Tyrus kom, met perde en strydwaans en ruiters, en 'n menigte en baie mense. Hy sal jou dogters op die land met die swaard doodmaak, en forte teen jou opstel, en 'n wal teen jou opwerp, en die skilddak teen jou oprig. En hy sal die stoot van sy stormram teen jou mure rig, en jou torings met sy breekysters afbreek. Vanweë die menigte van sy perde, sal hulle stofwolk oor jou oordek.
Jou mure sal bewe vanweë die gedruis van die ruiters en die wiele en die strydwaans as hy deur jou poorte intrek, soos 'n mens indring in 'n stad wat oopgebreek is. Hy sal met die hoewe van sy perde al jou strate vertrap, jou mense sal hy met die swaard doodmaak, en jou trotse klippilare sal op die grond val, en hulle sal jou rykdom bytmaak, en jou koopware roof, en jou mure afbreek, en jou kosbare huise omgooi, en hulle sal jou klippe, en jou houte, en jou pyn in die water slinger. En ek sal die geruis van jou liedere laat ophou, en die klank van jou sitters sal nie meer gehoor word nie. Ja, ek sal jou 'n kaal rots maak, 'n droogmaakplek van nette sal jy wees, en nooit herbou word nie, want ek is die Hemelse Vader, het dit gesê, spreek die Hemelse Vader. So sê die Hemelse Vader aan Tyrus, sal die kuslande nie bewe van geluid van jou val, as die gewonde skerm, as hulle 'n moord in jou aanrig nie? Dan sal al die vorste van die see van hulle trone afklim en hulle mantels afhaal en hulle veelkleurige klere uittrek, met siddering sal hulle beklee word, op grond sal hulle sit en elke oomblik sidder en oor jou verbaas wees, en hulle sal 'n klaaglied oor jou aanhef en vir jou sê, hoe het jy vergaan, wat bewoon was uit die see, hoog en geroemde stad, wat sterk was deur die see, en hy en sy inwoners, wat die skrik vir hulle ingeboesem het, by al die kusbewoners. Nou sal die kuslande sidder op die dag van jou val, en die kuslande wat aan die see is, sal verskrik word oor jou uiteinde. Want so sê die Hemelse Vader, as ek jou verwoeste stad maak, soos die stede wat nie bewoon is nie, as ek die watervloed oor jou laat opkom, en groot waters jou oordek, dan sal ek jou laat neerdal, saam met die wat in die kuil neerdal, na mense van die voortyd. Ek sal jou laat woon in die onderste plekke van die aarde, in die ewige woestyne, saam met die wat in die kuil neerdal het, sodat jy nie bewoon word nie, en sal heerlikheid gee in die land van die lewendes. Maar jou sal ek tot 'n voorwerp van verskrikking maak, en jy sal daar nie wees nie. Jy sal gesoek word, maar vir ewig nie meer gevind word nie. So spreek die Hemelse Vader. Tot sover.